om op so 'n pragtige dag by mekaar te kan wees. Hierdie afgelope week was eintlik so 'n verrassingsweek met die weer wat so vinnig verander van warm na koel en reën en allerlei dinge wat gebeur. So ek het gister 'n troue gehad daar by Lapeng en ek sê toe vir die mense, dit voel vir my ek moet julle om verskoning vra. Jy weet, alles wat julle gehoor het van Burgersfort se temperature wat so warm is nou verkeerd, want dit is die mense sit toe daar en hulle kry half koud met die windjie wat so waai. So dit is altyd 'n verrassing en 'n vreugde ook om dit te kan beleef en God se genade ook te beleef in hierdie tyd in ons lewens. Kom ons gee ons dankoffers vir die Here en dan net so enkele afkondigings. Ek wil heel eers vir almal wat verjaar sê baie geluk met hulle verjaarsdag. Ek sien Woensdag is dit Les Parbylie wat verjaar, Donderdag is dit Willie van Rensburg. Vrydag is dit Dirkie Winterbag, dis nou Dirkie Junior, ek weet nie hoe om hom nou te sê nie, die derde. Ons nou moet hierdie Dirk Winterbag nou mooi uitmekaar uithou. En Lara Jacobs verjaar ook Vrydag, en dan Saterdag is dit Koert Erasmus en Stean van Pletsen wat verjaar. Ons sê vir hulle almal baie geluk. En dan ook die huweliksherdenkings, Dinsdag is dit Gelly en Melise, Woensdag is dit Donald en Elizabeth wat hulle huweliksherdenking het, Vrydag Tallis en Leani, en Saterdag is dit Hendrik en Nicole. Ons sê vir hulle almal baie geluk en ons glo dat die Here ook sommer vir hulle elkeen ryklik sal seën in hierdie jaar wat voorlê. Net nog een saak wat ek graag onder die aandag wil bring, die gebedssake kan julle gerus lees daar op die afkondigings. Dis 'n lysie wat ons voorbid vir hierdie maand. Maar dan wil ek vra ook, onthou asseblief Goeie Vrydag, dis oor 3 weke, dis Goeie Vrydag en Paasondag. Goeie Vrydag se erediens is die normale tyd, 8:30, vir daai Vrydagoggend, maar dan Paasondag het ons mos 'n erediens 6:00 die oggend, so dis nogal iets om te onthou, jy moet dit in jou oorknoop en seker maak dat jy nie vergeet daarvan nie. Ek self gaan nie hier wees nie, Johan, my seun gaan hier so wees vir Goeie Vrydag en Paasondag. Hy preek ook eers komende Sondag hierso, maar ek glo en ek hoop dat elkeen van julle 'n wonderlike Paasfees ook gaan hê. Ek is nou, my verlof gaan nou weer môre aan. Ek het net so 'n naweek onderbreking in my verlof gehad, maar ek gaan van môre af as ek nou weer met verlof. So 'n baie geseënde tyd vir elkeen van julle. Kom ons dank die Here en dan bid ons saam. Vader, wat 'n voorreg vir ons om vanmôre net voor U te kan buig en te kan weet U is die lewende Here, die God van hemel en aarde. En Here, in hierdie lydenstyd is ons so bewus van wie U is in terme van die verlosser wat gekom het en wat vir ons kom sterf. En dankie Here vir U onbeskryflike, onverklaarbare groot genade wat U oor ons lewens uitstort. Ons bid Vader dat U vir ons sal vashou in U hand van liefde en dat U vir ons veilig sal hou op ons lewenspaaie, waar ons kom en waar ons gaan. Ons dank U en ons eer U daarvoor. In die wonderlike naam van Jesus ons Here. Amen. Vrede vir elkeen van julle, mag julle die goedheid en die guns van die Here vandag baie spesiaal beleef. Kom ons staan en dan sing ons saam tot eer van die Here. Ons begin met daai pragtige lied, wie is hy, wie is die ere koning? Wie is hy, wie is die Here koning? Wie is hy, die Here sterk en magtig? Wie is hy, wie is die Here koning? Wie is hy, die Here sterk en magtig? Heer, wie mag die berg opgaan en voor die heilige troon kom staan? Wie moet juig en tromme slaan as die Here koningin wil gaan aanbid U? Aanbid U. Wie is U? Wie is die Here koning? Wie is U? Die Heer wat wen in elke stryd?
Wie is U? Wie is die Here Koning? Wie is U? Die Heer wat wen in elke stryd. Ek begeer om U te sien, U wil te hoor en U te dien. Met my suiwer hart en hand, verlos deur God in die donker land, aanbid ons U. Ons ken U genade kant. Wie is U? Wie is die Here Koning? Wie is U? Die Heer wat wen in elke stryd. Wie is U? Wie is die Here Koning? Wie is U? Die Heer wat wen in elke stryd. Heer, dis ons wat die berg opgaan en voor die heilige troon kom staan. Heer, as ons die berg opgaan en voor die heilige troon kom staan, aanbid ons U. Ons aanbid U. Daar is geen grens aan U guns en genade. U groot ontferming hou nooit op. Dit is niet elke môre, niet elke môre. Groot is U trou, o Heer my God. Groot is U trou, o Heer. Daar is geen grens aan U guns en genade. U groot ontferming hou nooit op. Dit is niet elke môre, niet elke môre. Groot is U trou, o Heer my God. Groot is U trou, o Heer. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is Thy faithfulness, O Lord. Great is Thy faithfulness. Meer as 'n lied oor ons lippe, meer as wat woorde kan bring, sing harte verlief op die koning in verwondering, want Hy is die prins van die eeue, gesalf uit die beker van vreugde. Kom, o koning, en luister na ons liefdeswoorde. Mooier as die mooiste mooi, held van al ons drome. Genade stort oor lippe rein en vuur is in U oë, want U liefde brand al sterker vir die bruid wat U begeer. Voor U ons mooiste mooi, buig ons U mooistes neer. Die bruid roep uit na haar bruidegom, ons verlang. Kom, ja
kom. Die bruid roep uit na haar bruidegom, ons verlang. Kom, ja kom, want die is mooier as die mooiste mooi, held van al ons drome. Genade stort oor lippe rein en vuur is in die oë, want die liefde brand al sterker vir die bruid wat U begeer. Voor U ons mooiste mooi, buig ons U mooistes neer. Meer as 'n lied oor ons lippe, meer as wat woorde kan bring, sing harte verlief op die koning in verwondering, want Hy is die prins van die eeuwe, gesalf uit die beker van vreugde. Kom, o koning, en luister na ons liefdeswoorde. Mooier as die mooiste mooi, held van al ons drome. Genade stort oor lippe rein en vuur is in die oë, want die liefde brand al sterker vir die bruid wat U begeer. Voor U ons mooiste mooi, buig ons U mooistes neer. Die bruid roep uit na haar bruidegom, ons verlang. Kom, ja kom, die bruid roep uit na haar bruidegom, ons verlang. Kom, ja kom, want U is mooier as die mooiste mooi, held van al ons drome. Genade stort oor lippe rein en vuur is in U oë, want U liefde brand al sterker vir die bruid wat U begeer. Voor U ons mooiste mooi, buig ons U mooistes neer. Ja, Here, ons kom buig voor U in verwondering. In verwondering, Here, omdat U vir ons die voorreg gee, dat U sê dat ons U bruid is. Dat ons aan U behoort. Ja, Here, dat U vir ons voorberei en dat U vir ons 'n plek voorberei. En dankie, Here, dat U dit alles moontlik gemaak het. En dankie vir die woord wat elke keer weer nuut word as ons dit lees. En ons bid, Here, dat U Gees vandag ook U woord nuut sal laat brand in ons harte. En Here, dat ons U bruid, dat ons gereed sal wees vir die koms van ons bruidegom. Hy wat kosbaar is, hy vir wie ons lief het. Ja, Here, U woord sê dat wat U van ons vra is dat ons U sal lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons krag. En Here, dat om dit te demonstreer, ons ook ons naaste sal lief hê soos onsself. Vandag wil ons kom bely, Here, dat ons U lief het. En Here, waar ons gefaal het, ons vra vergifnis. Ons vra vergifnis, Here, vir dit wat ons gedoen het, gesê het, gedink het, maniere waarop ons opgetree het, wat nie
uitdrukking gegee het aan die liefde wat ons het vir U nie. En bid ons Here dat U ons sal leer hoe om vir U so lief te hê en hoe om ons naaste lief te hê soos onsself. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. U kan gerus die plekke inneem. Ons lees vandag uit Lukas 15 van vers 11 af tot by vers 32. Is nogal 'n langerige gedeelte, maar dis een verhaal, so ons gaan dit so saam lees. En dit is so 'n bekende gedeelte dat as julle dit hoor, gaan julle sommer dit dadelik ken. Ons lees dit uit die 2020 vertaling, so hy klink so 'n bietjie anders dan is dit nie so bekend op ons ore nie. Vers 11 sê, verder het hy gesê, dis nou Jesus, het gesê, 'n man het 2 seuns gehad. Die jongste een van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee vir my die deel van die eiendom wat my toekom. Hy het toe die besittings tussen hulle verdeel. Nie lank daarna nie, het die jongste seun al sy goed in geld omgesit en na 'n ver land gereis, en daar alles wat hy besit het, deur sy losbandige lewenswyse verkwis. Teen die tyd dat hy alles uitgegee het daar 'n baie ernstige hongersnood in daardie land uitgebreek, en hy het begin gebrek ly. Hy gaan werk toe by een van daardie land se inwoners, wat hom na sy boerdery gestuur het om sy varke op te pas. Hy het gewens dat hy sy honger kon stil met die pele wat die varke gewoonlik gevreet het, maar niemand het vir hom daarvan gegee nie. Toe het hy egter tot sy sinne gekom en gesê, hoeveel dagloners het van my pa het oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal opstaan en na my pa gaan en vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en in U oë. Ek is nie langer werd om U seun genoem te word nie. Behandel my soos een van U dagloners. Hy het toe opgestaan en na sy vader toe gegaan. Hy was nog ver weg toe het sy vader hom al gesien. Hy het hom innig jammer gekry, na hom gehardloop, hom omhels en hom gesoen. Die seun sê toe vir sy vader, Vader, ek het gesondig teen die hemel en in U oë. Ek is nie meer werd om U seun genoem te word nie. Maar sy vader het sy slawe opdrag gegee, bring gou 'n lang stola, die beste een, en trek dit vir hom aan. Gee vir hom 'n ring vir sy vinger en sandale vir sy voete. Bring vir ons die vetgemaakte kalf, slag dit en laat ons eet en feesvier. Want hierdie seun van my was dood en het lewendig geword. Hy was verlore en is weer gevind. Toe het hulle begin feesvier. Die oudste seun was in die veld, en toe hy terugkeer en naby die huis kom, hoor hy musiek en 'n gedans. Hy roep die een van die dienaars en verneem by hom wat aan die gang is. Jou broer het teruggekom, het hy hom geantwoord. En jou pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. Hy het briesend kwaad geword en wou nie ingaan nie, maar sy vader het uitgekom en mooi met hom gepraat. Maar hy het vir sy vader gesê, kyk, ek sloof my al soveel jare vir U af, en het nog nooit 'n opdrag van U verontagsaam nie. En vir my het U nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kon feesvier nie. Maar toe hierdie seun van U terugkom, wat U besittings op prostituie uitgemors het, slag U vir hom die vetgemaakte kalf. Toe sê hy vir hom, my kind, jy is altyd by my, en alles wat myne is joune. Ons moet feesvier en bly wees, want jou broer was dood en hy het lewendig geword. Hy was verlore en is weer gevind. Is dit nie 'n absolute wonder dat ons vandag hier by mekaar kan wees in die naam van Jesus nie? Is dit nie net 'n groot genade
om te kan besef die voorreg wat ons het, om te kan weet, maar ek behoort aan julle en julle behoort aan my en ons is saam 'n geestelike familie, want ons behoort saam aan die lewende God, die God van hemel en aarde, die God wat sy hand uitgesteek het en wat elkeen van ons kom aanraak met sy liefde en met sy genade en sy trou. Elke keer as ek daaraan dink, dan is dit asof dit amper al vir my asem wegslaan, die blote gedagte daaraan, dat God se genade so groot was, dat hy selfs vir my raak gesien het, dat hy selfs vir my geroep het, en dat hy selfs vir my ingetrek het, om deel van sy familie te kan wees. Die feit dat ek en jy vandag hier kan wees as kinders van God, of dalk mense wat smag daarna om nader aan God te kom, is uit en uit 'n onverklaarbare genade. Ek het hierdie week baie geloop en dink oor, watter woord kan ek voor genade sit, wat iets sal sê van dit wat in my hart lê. En ek het gekom by die woord onverklaarbaar. Dit is onverklaarbaar omdat dit net van God afkom. Dis uit God gebore. God se genade is nie iets wat ons kan namaak nie. Dis nie iets wat ons kan probeer uitleef of sê maar ons verstaan dit ten volle nie. Hierdie onverklaarbare genade van hom is ook so groot dat ons met geen goeie argument kan verduidelik waarom God sou doen wat hy gedoen het, sodat ek en jy in verhouding met hom kan terugkom nie. Dit wat hy gedoen is net te groot. Verlede week het ons in die pos, ons kry deesdae min pos, ek weet nie van julle nie, ons kry ons nou deesdae e-posse en allerhande goed, maar ons kry min pos. En hier in die pos nou, behalwe vir die normale ou bankstaatjie wat nog nie deur e-pos kom nie, wat hier aankom, en ouens wie se pos na verkeerde adres toe gestuur word in die posbus, kry ons nie vreeslik baie nie, maar toe kom hier 'n brief aan vir Daleen wat uit Amerika gestuur is deur die mense by wie sy geopereer het verlede jaar, 'n paar jaar terug, maar hulle het dit verlede jaar al gepost. Ek neem aan dit was seker 'n Kersfeeskaartjie of iets, was hier in November maand gepost, maar dit daarom hierdie week gearriveer. En toe ek nou hierdie koevert sien, toe neem ek 'n foto van die koevert en ek WhatsApp vir haar, jy het 'n brief gekry. En sy sê baie opgewonde, wat staan in die brief? Ek sê nee, ek het nie die brief oopgemaak nie, ek gaan mos nie jou brief oopmaak nie, jy moet nou maar wag tot jy hier kom, dan kan jy die brief self lees. Maar dit het my nogal bietjie laat dink in terme van briewe, en het ek gewonder, as God vir ons 'n brief sou skryf, om sy liefde en sy genade aan ons te verklaar, soos wat ons partykeer aan mekaar liefdesbriewe skryf, het ek gewonder, hoe sou daardie brief lyk? Hoe sou God se liefdesbriewe aan ons lyk? Hoe sal ons dit herken? En ek het gaan sit en soms 'n paar goedjies gelys en net by myself gedink, ek beleef dat God my liefhet in terme van God se versorging, sy omgee, die feit dat hy luister na my, dat hy belangstel in my, dat hy sê dat hy nooit slymer of slaap nie, maar dat sy aandag altyd op my is, en nie omdat ek so belangrik is nie, maar omdat hy my so lief het. Die feit dat wanneer ek met hom praat, dat hy my hoor en dat hy my antwoord. Ek lees God se liefdesbriewe in sy woord, in die Bybel, dit wat hy vir ons gegee het as sy geskrewe woord. Ek lees dit in die skepping. As 'n mens die pragt van die skepping sien, hier by ons in die vallei, is dit net ongelooflik om die voorreg om hier te kan deur die vallei te beweeg en die mooiheid van God se skepping te kan raak sien. Te besef maar daarmee vertel God vir ons 'n storie. Hy vertel vir ons van hoe lief hy ons het. Maar ek dink die een brief wat alles kom verander het, daardie een liefdesbrief wat God geskryf het, is die brief wat gekom het in sy seun. Daardie brief wat mens geword het.
waar God se woord in die vorm van 'n mens by ons aangekom het in Jesus Christus. Die Jesus wat gekom het na die wêreld toe, waarmee God gesê het, hiermee wil ek vir julle meer as ooit vertel, hoe lief ek julle het, en hoe groot my genade vir julle is. En die brief van Jesus loop natuurlik uit op die Paasverhaal, dat Jesus se lewe oor 3 jaar op aarde, waarvan ons nou die detail het, loop uiteindelik, dis maar sy bedieningstyd, loop uit op die Paasverhaal, die verhaal van Jesus wat op Goeie Vrydag sterf, en wat op Paasondag opstaan, terwille van sondige, verlore mense, mense wat geestelik dood was, sodat ons weer kan leef, en sodat ons hierdie groot genade in geloof kan ontvang, en kan sê, ja Here, ek glo dit met my hele hart, ek ontvang dit, en dan kom hy, dan maak hy ons vry van sonde en dood en oordeel. Dis vandag die 5de Lydenssondag. Die kerk vier hier van die 3de eeu na Christus af, hierdie gewoonte om so 7 Sondae voor Paasnaweek spesifiek te fokus op die lyding van Jesus, op dit wat Jesus homself mee voorberei om uiteindelik op te bou na die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus toe. En ernstig in hierdie lydenstyd moet ons vir onsself die vraag afvra, wat het gemaak dat God besluit het om dit te doen? Wat het gemaak dat God besluit het om homself te kom opoffer, om self 'n mens te kom word, om homself so te verneder, dat hy wat hier buitekant staan, in die skepping ingeklim het, wat hy self gemaak het, en dat hy ly en sterf terwille van ons. Wat het hom daartoe gebring? Natuurlik, as ons daardie storie wil verstaan, dan moet ons die groter storie lees. Dan moet ons uiteindelik die hele Bybel lees as God se liefdesverhaal vir ons. Die verhaal wat vir ons vertel hoe dat God van die begin van mensdom af tot by ons bitter laaste einde, daar waar ons sterf en daar waar die laaste mense gaan tot 'n einde kom en waar ons om tegemoet sal gaan, die laastes wat nog leef, wat om tegemoet sal gaan in die hemel. Om iets te verstaan van God se liefde en van God se genade. Want dit is wat hy kom demonstreer in sy woord. En dan kom Jesus wat self die woord van God is. En hy vertel vir ons verhale en hy gee vir ons prentjies, sodat ons hierdie genade en hierdie liefde van God beter kan verstaan. Onder andere vertel hy vir ons hierdie gelykenis wat ons vandag gelees het. Dis nie 'n ware verhaal nie, dit het nie regtig gebeur nie. Dis 'n verhaal, dis 'n storie wat Jesus vertel het, om iets te illustreer. En hy vertel hierdie verhaal wat ons ken as die gelykenis van die verlore seun. In die 2020 vertaling het hulle die opskrif so 'n bietjie verander, want die opskrifte was natuurlik nie deel van die aanvanklike teks nie. Elke keer as 'n Bybel vertaal word, dan besluit die ouens wat daardie teks vertaal, besluit watter opskrif wil hulle gee. En die opskrifte, het julle dalk al gesien in die verskillende vertalings, is ook op verskillende plekke. Dus dit hang maar af hoe die vertalers dink, waar moet daar 'n breek kom in die verhaal. Maar in die 2020 vertaling noem hulle dit die gelykenis van die pa en sy 2 seuns. Ek het nogal altyd gedink, en dis nie ek wat dit uitgedink het nie, ek het dit jare terug ook maar gelees van 'n slimmer ou as ek, wat gesê het, hy dink die beste naam sou wees die gelykenis van die genadige Vader. Maar maak nie saak wat die opskrif is nie. Wat belangrik is dat ons die storie sal snap, dat ons die storie sal verstaan. Want hierdie storie skep vir ons 'n prentjie van God se genade. Maar nou, hoekom het Jesus die storie vertel? Dit is altyd belangrik dat ons vir onsself afvra, hoekom het Jesus gedoen wat hy gedoen het? Hoekom het hy gesê wat hy gesê het? En hoekom het hy hierdie storie vertel? Wat het aanleiding daartoe gegee? As ons teruggaan na Lukas 15 vers 2 toe, reg in die begin van die hoofstuk, dan sien ons daar's iets wat aanleiding gegee het. In vers 2 staan dat die fariseërs en die skrifkenners, of dan die skrifgeleerdes, soos wat ander vertalers het vertaal, het onder mekaar gemor. Hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. En hierdie gemor, hierdie gekla,
oor die feit dat Jesus homself assosieer met mense wat hulle as sondaars geklassifiseer het. Mense wat nie vir God gedien het nie. Juist dit maak dat Jesus dan uiteindelik 3 gelykenisse vertel. Die eerste gelykenis is van 'n man wat 100 skape gehad het. En hierdie gelykenis is al baie keer in die lewe misbruik. So ou moet baie mooi daai gelykenis, ons gaan nie vandag by hom stil staan nie, maar in kort kom dit daarop neer. Die man het 100 skape, een van die skape raak weg. Dan vertel Jesus hoe dat die man die 99 skape los waar hulle is, en dan gaan hy agter die een skaap. Nou, die verwarring wat ek baie keer al gehoor het, is dat mense sê, dat Jesus se hart lê eintlik nie by die 99 nie, sy hart lê net by die een. Dis natuurlik nie waar nie. Hierdie man weet hierdie 99 is veilig waar hulle is, daarom kan hy agter die een aangaan. En dan gaan hy agter en dan soek hy daardie een skaap, tot hy hom uiteindelik vind, en dan staan daar, en hy het hierdie skaap op sy skouers getel, en hy het hom huis toe gedra, en toe hy by die huis aankom, het hy al sy bure geroep, en vir hulle gesê, kom vier saam met my fees, kom wees bly saam met my, want hierdie skaap van my was weg, en ek het hom weer gevind. En dan as Jesus die storie klaar vertel het, dan verklaar hy eintlik die storie, in vers 7, waar hy sê, ek sê vir julle, so sal daar in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer het, eerder as oor die 99 regverdiges wat nie nodig het om tot bekering te kom nie. Want toe hulle tot bekering gekom het, was daar vreugde oor hulle gewees. Maar nou is die vreugde oor hierdie een wat nou tot bekering gekom het. En dis die punt wat Jesus wil maak. Daarmee sê hy nie, hy's nie bly, of die engele is nie bly oor ons wat hom ken nie. Hy sê, op daardie oomblik, wat daar 'n bekering plaasvind, en nog 'n persoon kom na Jesus Christus toe, is daar 'n vreugde wat in die hemel uitbars, oor hierdie een bekeerling, wat nou by God uitgekom het. Maar dan vertel hy 'n tweede verhaal, hy gaan direk aan, en hy vertel die tweede verhaal, en hierdie tweede verhaal is van die vrou, wat 10 muntstukke, of in die 2020 vertaal hy hom presies, dragmes, 10 dragmes gehad het, 'n silwermuntstukke gehad het, en dan een van hulle dan nou weggeraak. Jy weet, soos wat dit mos nou maar gebeur. Ergens uit jou sak uitval 'n rand, en hy rol hier onder die bed, of ergens in, en jy het hom nie hoor val nie, en agterna weet jy, ek het 'n rand gehad, maar ek weet nou nie waar is hy nie. En nou ja, 'n rand is deesdae so min werd, ek dink min vir ons bukke gaan soek onder die bed vir hom, maar goed, 'n silwermuntstuk was 1 uit 10 uit, was belangrik, so die vrou gaan soek hom, en sy vee haar hele huis uit, en sy keer die hele wêreld om, tot sy uiteindelik hierdie muntstuk opspoor, en dan wanneer sy hom opspoor, dan weer eens sê Jesus, en toe het sy al haar vriendinne wat rondom haar woon, het sy genooi, en saam met haar te kom tee drink, en sy het gesê, kom wees bly saam met my, want ek het my een muntstuk verloor, en ek het hom teruggekry. En dan sien ons hierdie prentjie van hierdie vrou, wat so opgewonde is, want 'n 10de van haar geld wat weg was, het sy teruggekry. En dan in vers 10 verklaar Jesus dit weer, dan sê hy, so sê ek vir julle, is daar blydskap onder God se engele oor een sondaar wat hom bekeer. Weer dieselfde punt wat hy maak. Nee, presies dieselfde storie as in die vorige verhaal wat hy vertel het. En dan direk na hierdie vers gaan hy doodeenvoudig aan om dan die derde verhaal te vertel, en dis die gelykenis wat ons gelees het. Die gelykenis wat gaan oor die vader en die 2 seuns, of dan die gelykenis van die verlore seuns wat ons dit ken. So ons sien dus, daar's 'n lyn tussen hierdie 3 verhale. 'n Lyn wat loop, wat iets vertel van God se liefde, God se ontferming, God se omgee, God se genade, wat uitreik en wat soek en soek en soek tot hy vind. Wat uitreik om hulle wat verlore is te gaan vind, totdat hy hulle kry, en totdat hy hulle terugbring, en totdat hulle kan sê, maar ons is gevind. Dis 'n storie van God se barmhartigheid, wat uitreik na mense wat verlore is, maar wat terselfdertyd 'n God is, wat lief is vir alle mense. Ek dink ons sou 'n fout maak, as ons in hierdie teks iets van 'n eksklusiwiteit probeer inlees. So ek net nou gesê het, om te dink dat dit eintlik sê, dat God nie omgee vir die kerk nie, maar God gee net om vir die verlorenes.
God gee nie om vir hulle wat al lankal na hom toe gekom het nie. Hulle moet maar soort van op hulle eie opsnort, want God is meer besorg oor die verlorenes. Dis nie wat die storie sê nie. Die storie sê, God is bly wanneer die volle getal inkom van hulle wat gered moet word. Wanneer nog inkom om veilig by hom te kan wees. Dis eintlik die storie. En dis die punt wat hy elke keer kom maak. Net soos wat die 99 skape belangrik is, net soos wat die 9 dragmes of die 9 muntstukke vir die weduwee belangrik was, net so is die oudste seun ook belangrik in hierdie hele verhaal. Maar die storie wat Jesus vertel die verhaal van hierdie jongste seun, die pa wat 2 seuns gehad het, die jongste seun wat kom, en hy sê, pa, maar ek kan nou nie wag tot jy dood is eendag nie, jy weet, ek wil nou al graag my erfporsie hê. Sal jy nou al my erfporsie vir my gee? Dis 'n ongewone ding om te vra. Dis 'n baie ongewone ding om te vra. Want die erfporsie het grootendeels bestaan uit grond uit. Grond waarop hulle geboer het. So as die pa nou die helfte van die grond afsny en vir hierdie seun gee, dan moet hy voortgaan, hy en die ander seun moet voortgaan om 'n lewe te maak uit die helfte van wat hulle tevore gehad het. Nou, probeer jouself nou indink. As jy nou waar jy is in jou lewe, die helfte van jou salaris vat, die helfte van dit wat jy het, jou bates wat jy opgebou het, en jou huis verkoop en die helfte van die geld, jy weet, vir een gee, en jy bly met die helfte oor, hoe moeilik dit gaan wees om voort te gaan en voort te bestaan. En dan was dit eintlik 'n baie ongewone ding wat die seun kom vra. Maar die interessante is dat die vader dit doen. Die pa gee die helfte van sy grond, gee hy vir hierdie seun. Hy sny dit af en hy sê, daar's jou grond, en hierso is jou skape, en jou bokke, en jou kamele, en jou wat ook al hy gehad het, en hy gee dit alles vir hierdie seun. En natuurlik het hierdie ouetjie al lankal 'n plan in die kop gehad, so hy gaan dink dit nie nuut uit, toe hy besef, okay, maar goed, nou het ek my eie plaas, en my eie grond, en my eie diere, my eie alles nie. Maar hy het lankal dit waarskynlik beplan, want dan staan daar, en kort daarna, het hy gegaan, en hy het al hierdie goed verkoop, hy het dit in geld omgesit. Hy het alles verkoop, en dan vat hy die geld, en hy gaan na 'n ver land toe. En dan gaan lewe hy uitspattige lewe in hierdie ver land. Die teks vertaal dit met, hy het op 'n losbandige wyse, het hy alles opgemors, en uitgemors wat hy gehad het. En toe die geld klaar was sy vriende natuurlik ook weg. Ons moes maar altyd 'n klomp vriende wat help om daai geld te spandeer terwyl jy dit het. Maar om alles te kroon is daar toe 'n hongersnood wat aanbreek in daardie land, en hierdie jong man bevind homself op 'n plek waar hy besef maar hy het nie kos om te eet nie. En dan gaan hy na iemand toe in hierdie land en hy vra vir hom, het jy nie asseblief vir my 'n werk of iets wat ek kan doen nie? En die ou sê vir hom, goed, gaan na my plaas toe en dan gaan pas jy my varke op. Nou onthou, hierdie is 'n verhaal. Jesus vertel die verhaal. Nou hoekom in die lewe sal Jesus nou die varke kies vir alle goed wat hy die man moet loop oppas? Dis om sy punt te maak. Dis om die storie vir ons volledig te skets. Die feit dat hy varke moes oppas, sê dat hierdie seun met ander woorde geestelik, ritueel onrein was. Want as jy in kontak met varke was jy onrein geweest. So Jesus vertel die storie vir die skrifgeleerdes en vir die fariseërs wat daar staan en moop omdat Jesus omgee vir sondaars. So Jesus kom sê eintlik, julle sê hierdie lot is almal onrein as gevolg van hulle sonde, en dit is waar. En daarom vertel hy die storie van hierdie jong man wat onrein geraak het, nie net deur sy eie sondigheid en sy eie lewenstyl nie, maar uiteindelik deur die feit dat hy nou onrein diere ook nog moes gaan oppas het. En dat hy hierdie varke moes gaan oppas. En dan in die verhaal, en elke ou wat die verhaal hoor hulle iets van hierdie mater is verlore. Jy weet, hierdie ouetjie is amper half daar waar die fariseërs en die skrifkenners dalk sou sê, maar weet wat, hy het sy eie bed opgemaak, los hom net, laat hy nou maar ten gronde gaan. Maar dis hier op die laagste punt van sy lewe,
wat daar 'n draai in die storie kom. Dis hier waar hy besef, wat is dit wat hy mis, wat hy by sy pa gehad het. Maar nie net wat hy gehad het nie, maar wat almal het wat by sy pa is. En dan, interessant genoeg, dan dink hy homself nie in nie, en dis hoe Jesus die storie vertel, hy dink homself nie in, hoe dit was vir my om die seun van my pa te wees, en om as een van die 2 erfgename te leef, en saam met my pa te kon wees. Dis nie die prentjie wat hy homself voorstel nie. Wat hy vir homself dink is, dat selfs my pa se slawe, hulle wat nie eens 'n salaris kry nie, hulle wat net werk en kos kry en klere kry, dat selfs hulle het 'n beter lewe as wat ek nou het. En dan sê hy vir homself, vir my sal dit beter wees om 'n slaaf by my pa te wees, as om hier in onreinheid te leef. En dis hier wat die draaipunt kom, wat die bekering begin kom, in hierdie jong man se lewe. Dis hier wat die Gees van God, sou ons sê, in sy hart besig is om te werk, om berou te bring, in terme van waar hy is, en wat hy gedoen het. En die verhaal vertel dat hy terugstap, en toe hy sommer nog ver was, het die pa hom gesien aankom. En dan is die aangrypende prentjie, van die pa wat in die pad af hardloop, na sy kind toe, om tegemoet hardloop, en hom gryp, en hom vasdruk teen hom, en hom soen, en hom verwelkom, op so 'n manier. Maar dan die interessante is, dat hierdie jong man, die pa praat nie, hy is waarskynlik te aangedaan om te praat. En dan praat die seun in hierdie storie, want hy moet dit uitkry. En dan lees ons in vers 21 wat hy sê, die seun sê toe vir sy vader, Vader, ek het gesondig teen die hemel en in u oë. Ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Ek kan nooit weer aanspraak maak op die posisie, die plek van om u seun te kan wees nie. En ek het al baie keer gewonder, hoekom het Jesus gekies om die verhaal nie daar te stop nie? Want die verhaal daar vat ons tot by bekering, tot by gevind wees. Die man het die skaap gekry en hy het teruggekom, hy het hom gevind. Die weduwee het haar munt gevind en die storie eindig daar. Maar die storie hier gaan aan. En dis asof ons weer 'n keer 'n herhaling hoor van dit wat in die vorige 2 stories se laaste sinnetjie was. En so sal daar in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer. Maar interessant genoeg word dit nie in hierdie verhaal gesien nie. Maar die storie gaan aan. Wat die storie in die vorige verhale was, op die vreugde in die hemel, oor een sondaar wat hom of haar bekeer, gaan hierdie storie gaan aan, want hierdie storie is meer persoonlik. Want hierdie pa is nie net 'n gewone pa nie, hy is nie net 'n gewone boer nie, hierdie pa is God. En hierdie pa het 'n klomp mense wat sy kinders moes wees, wat 'n klomp van hulle verlore geraak het. En verlore is. En hierdie pa staan en wag, en bid, en hoop, dat hulle sal terugkom. En hierdie pa stuur ander om hulle te gaan roep, en om die boodskap by hulle te bring, en hy stuur sy gees om hulle te gaan klop in hulle, die deur van hulle hart, om hulle terug te bring. So hierdie storie gaan op 'n ander manier aan. Die pa antwoord nie sy seun nie, maar hy reageer op sy seun. En hy draai om, en hy roep sy slawe bymekaar, en dan gee hy 'n klomp opdragte. Die heel eerste opdrag is, bring vir hom die beste stola wat daar is. In Grieks staan daar letterlik, bring vir hom die eerste stola. Die word vertaal met die belangrikste, die mooiste, die kosbaarste stola wat daar is. En nou hierdie woord word in ander vertalings weer eens vertaal met 'n kleed,
Hier word dit met 'n stola vertaal. Dis doodevoudig die Griekse woord, 'n stola wat daar staan. Dis maar net hulle dit daar sou Afrikaanse woord ook. Ons gebruik dit nie baie nie, maar dis 'n stola. En die interessante ding is dat as 'n mens gaan kyk hoe hierdie stola gebruik word op ander plekke in Lukas, dan sien ons dat dit eintlik gebruik word as 'n talit. Ek weet nie of wie van julle ken die begrip 'n talit nie. Talit is die Jode het so 'n doek wat hulle het, wat hulle talit noem, wat as hulle gaan bid, dan trek hulle hom so oor hulle kop, om hulle kop te toe te maak, om eintlik daarmee hulle nederigheid voor God aan uiting te gee. En 'n talit was, met ander woorde, of hierdie stole was dan nou vir hierdie skrifgeleerdes, hierdie fariseërs, wat van die begin af nou kom kla het oor omdat Jesus hom nou met sondaars ophou. Vir hulle was dit natuurlik 'n baie heilige item in hulle eie besit. En daarom kom pouk Jesus hulle so bietjie met hierdie storie. Hy het nou al klaar met die varke storie gekom, so jy weet, daar was hulle waarskynlik al bietjie opgevryf. Maar hy kom hier en dan vertel hy nou nog dat die pa sê, hierdie man wat stink soos 'n vark, wat nou net daar aankom, wat onrein is, en wat al hierdie verskriklike goed gedoen het, is dat die pa sê, bring vir hom die beste talit in die huis, om oor hom te sit. So dit gaan nie maar net oor 'n kledingstuk nie, dit gaan hier oor iets, wat herstel moet word. Is dat die pa sê, hiermee herstel ek my kind se geestelike posisie voor God. Dis eintlik wat dit sê. Die pa sê, hiermee herstel ek dit wat gebroken was, toe my kind in sonde verval het en ver weg van God af is, word hy herstel daarmee. Want onthou, die vader is God in die storie. En dat God eintlik daarmee sê, dat toe hierdie jong man kom, en hy sê, ek vra om vergifnis, kom God, en hy herstel sy geestelike posisie voor God. Dis genade. Dis onbeskryflike genade. Dis onverklaarbare genade. In ons koppe werk dit nie so nie. In ons koppe sê ons, nee, maar hierdie seun moet homself nou eers bewys. Ons moet eers kyk, jy weet, gaan hy sy kant bring. Dis hoe ons dink oor die lewe daar. Maar dis nie hoe God dink daaroor. So God kom herstel onmiddellik sy geestelike posisie voor hom. Die tweede opdrag wat die pa gee aan sy slawe is, sit 'n ring aan sy vinger. Die feit dat hy 'n ring aan sy vinger gekry het, sê, ek herstel hom as my seun. Dit gee vir hom sy autoriteit, sy posisie terug, as die kind van die eienaar van hierdie grond. Wanneer mense 'n ring gekry het in daardie tyd, was dit gewoonlik 'n koning of wanneer jy vir jou seun jou erfporsie sou oorgee, dan sou jy vir hom 'n ring gee om te sê, hiermee verklaar ek eintlik dat jy nou as volwassene, dat jy verantwoordelikheid vat vir dit of so meer. So met ander woorde, hiermee gee die pa vir hom sy autoriteit terug om te kan praat, om te kan opdragte gee, om sy plek en sy posisie in die huisgesin weer te kan terugkry en te kan opneem. En dan die derde ding, trek vir hom skoene aan sy voete, gaan haal vir hom sandale en trek vir hom sandale aan sy voete. Want hierdie seun van my is 'n vryman. Die slawe het daardie tyd kaalvoet geloop. Dis net vry mense wat skoene gedra het. En dis wat mense onderskei het van mekaar. So as 'n ou kaalvoete geloop het, jy aangeneem dat hy of sy 'n slaaf is. En hier kom hierdie seun van hom kaalvoet aangeloop soos 'n slaaf. En die pa sê, trek vir hom skoene aan, sodat almal kan weet, hy is vrygemaak. En dan nie net vry in terme van dat hy nie 'n slaaf is nie, maar dat God eintlik daarmee sê, dat wanneer iemand so terugkom na my toe, en wanneer iemand tot inkeer kom, dan spreek ek hom vry. Met ander woorde, daar's 3 goed wat gebeur. Sy geestelike posisie word herstel, sy autoriteit word aan hom teruggegee, en hy word vry verklaar voor God. Vry van sy sonde, vry van dit wat agter hom gelê het. Dit is klaar, dit is afgehandel. En dit alles sê die pa aan sy slawe.
Die woord wat daar gebruik word is doulos, slawe. Dis die Griekse woord wat hier gebruik word. Doulos. So is belangrik eintlik die pa wil eintlik daardeur in die storie wil hy eintlik sê hierdie seun is nie soos sommige ander mense wat nie aan my behoort nie. Maar hierdie seun is my kind en ek het hom terug ontvang. Hy's nie 'n slaaf nie, maar hy het sy plek ontvang voor God, voor mense in die huisgesin van God en hy het sy vryheid teruggekry. Interessant ook dat die pa sê, doen dit gou. Die sinnetjie daar begin met, wanneer die oomblik sy pa moet begin praat, dan sê hy, bring gou. En dis 'n belangrike woord wat daar gebeur. Die Griekse woord is tachy. Tachy is vinnig. Jy weet, ek weet as ou nou, jy weet, opdragte gee vir mense wat vir jou werk, jy weet, dan sê ons, vinnig, jy weet, gaan haal gou vir my die ding, vinnig. Dis altyd gou, jy weet, ek weet, niemand van ons stuur iemand te sê, jy weet, vat jou tyd te haal vir my skroewedraaier nie, jy weet. Bring hom maar wanneer jy eendag lus is en kom terug met hom nie. Jy weet, gaan haal hy skroewedraaier nou, ek soek hom nou. Dis hoe ons praat. En dis hoe hierdie pa praat. Hy sê, doen dit vinnig, haastig. Daar's 'n dringendheid daaraan. En dan is dit nie maar net omdat hy 'n ongeduldige pa is of 'n ongeduldige eienaar van die plaas is nie, maar dan is dit om 'n storie te vertel. Elke woord wat Jesus in hierdie storie vertel is belangrik vir die storie. Want hierin sê Jesus die dringendheid daarvan dat hierdie persoon herstel moet word in sy posisie waar hy was of waar hy moet kom voor God. Dit is iets van wat ons lees van Jesus wat in die kruis hang. En dan hierdie een man aan sy een kant wat vir hom sê, Here, dink aan my as u vandag in die paradys kom. En dan sê Jesus vir hom, ek verseker jou, vandag gaan jy saam met my daar wees. Iets van daai, daar's nie 'n tyd van wag nie. Dis nie soos wat in sommige kerke gesê word, jy weet, jy gaan nou eers deur die vaage vuur en jy weet jou kinders gaan eers uitgebraai word en jy gaan eers bietjie al die onreinheid uit jou uitbak en wat. Vandag, nou, hier, as jy jou asem uitblaas, is jy saam met my daar. Gaan jy saam met my in die paradys wees. Daar's nie 'n wagtydperk nie. Daar's nie 'n hersteltydperk, daar's nie 'n afkoeltydperk nie. Die vergifnis, die vryspraak is onmiddellik. As ek vir God sê, Here, vergewe my sondes, op daardie oomblik, gou is dit afgehandel. En dis die boodskap van hierdie storie. En dan gaan die pa en hy verder en hy gee opdrag en hy sê, gaan slag die vetgemaakte kalf. Nou dit was die gebruik in daardie tyd dat mense altyd 'n kalf eers, ek weet 'n kalf is nou nie 'n kalfie nie, nê, is 'n jong kalf. Het hulle altyd aangehou in die kraal en dan het hulle hierdie kalf vet gevoer. En daar was altyd 'n vetgemaakte kalf vir ingeval ons dalk spesiale gaste ontvang. Want as daar mense kom wat skielik op ons afkom, dan moet ons die beste kan voorsit vir hulle. En daarom word die vetgemaakte kalf word altyd geslag vir spesiale gaste wat opdaag. En dan sê die pa, gaan slag die vetgemaakte kalf. En dit sê, dis hierdie verhaal se weergawe van waar die eerste ou gesê het, wie se skaap weg was, vir sy vriende gesê het, kom vier saam met my fees, want ek het my skaap teruggekry. En wat die weduwee vir haar vriendinne gesê het, kom drink saam met my tee, want ek het my muntstuk teruggekry. Sê die pa, slag die vetgemaakte kalf, en laat al die mense kom, laat ons fees vier. Want, sê hy in vers 24, hierdie seun van my was dood, en het weer lewendig geword. Hy was verlore, en is weer gevind. En daar's baie spekulasie oor hierdie woorde. Wat beteken dit? Hierdie seun van my was dood en het lewendig geword. Party mense het dit geïnterpreteer en sê, hulle dink in die storie, het die pa dalk gedink, jy weet, sy kind is lankal dood. Hy het so lanklaas van hom gehoor, jy weet, dalk het iets van hom gebeur, nooit weer iets van hom gehoor nie, dalk is hy maar net dood. En die verlore deel, jy weet, dalk het die pa gedink, jy weet, ek gaan hom nooit weer sien nie, hy's weg. Hy is weg. Maar ek dink nie dis wat dit beteken nie. Ek dink as Jesus hierdie verhaal vertel, dan vertel hy dit met 'n spesifieke rede.
En hy's besig om te praat oor sondaars en oor tollenaars en oor mense wat ver van God af is. En hy's besig om te praat oor mense wat regtig verlore is. Mense wat regtig geestelik dood is. En dat hy sê, kom vier saam met my fees. En dis die weergawe van die engele wat kom fees vier in die hemel. Oor hierdie een wat teruggekom het en wat gered is. En dat die Vader sê, ek is so bly en so dankbaar oor my seun wat teruggekom het. Oor een wat gered is. Dat ek my beste gee, sodat daar saam fees gevier kan word. Hierdie kind van my was geestelik dood, maar hy het die lewe ontvang. Hy was verlore gewees in sy sonde, ver van God af, op sy eie ding, sy eie lewe geleef, in sonde geleef. Maar hy's gevind. God het hom gevind. En hy het teruggekom tot verlossing in Jesus Christus. Vir die Vader in hierdie verhaal, net soos die ander 3 verhale, se mense wat iets verloor het, was die vreugde spontaan en natuurlik. Daar's 'n opgewondenheid. Maar dit is nie noodwendig altyd met almal so nie, want ons lees dat in hierdie verhaal is daar iemand wat nie gelukkig is nie, en dis die oudste broer. Hy was in die veld terwyl al hierdie goed plaasgevind het, en hy kom terug en hy hoor daar's musiek en die mense dans en almal is vrolik en is 'n groot partytjie wat daar aan die gang is en hy kan nie verstaan wat gaan hier aan nie, en hy kom, want nou is hy vuil en hy wil ook nie nou in sy werksklere daar instap nie, en hy moet eers uitvind wat gaan aan. En dan kry hy dan een van die diensknegte buitekant en hy vra vir hom, wat is aan die gang? En hierdie keer is dit nie 'n slaaf nie, is 'n diensknegt. So in ander woorde, dis iemand wat vir die pa gewerk het, dalk 'n dagloner, of iemand wat aangestel was om vir hom te werk. En hy vra vir hom, maar wat gaan hier aan? En hy sê, nee, jou pa, is opgewonde, want jou broer het teruggekom. En hy vier fees, omdat hy hom teruggekry het. En as die broer briesend kwaad, lees ons in hierdie vertaling, sê hy was onmiddellik briesend kwaad gewees. En dan weier hy om in te gaan, om saam te gaan fees vier, oor hierdie een sondaar wat hom bekeer het. En natuurlik, wanneer Jesus hierdie storie vertel, dan staan hierdie klomp fariseërs en skrifgeleerdes staan nou een kant, jy weet, hulle staan hierdie storie en uitluister. En wat is Jesus nou eintlik besig om te sê hierso? Wat is nou eintlik sy punt wat hy wil maak? En dan, die oomblik as hy hier kom by hierdie broers, dan besef hulle, jy weet, skielik wys al die vingers na hulle. Hulle is daardie broer. Hulle is die broer wat nie wil saam bly wees nie. Hulle is die broer wat vies is, as mense wat in sonde was, nou moet inkom en deel wees van die geestelike familie. Hulle is die ouens wat kwaad is daaroor. Maar dan kom die pa uit. As die pa uitkom, dan is sy oudste seun baie kwaad. Dan sê hy, pa, al die jare sloof ek myself af vir jou. Al die jare werk ek op hierdie plaas. En dit het nooit by jou opgekom om selfs vir my 'n bokkie aan te bied. Nie as 'n vetgemaakte kalf, dis 'n vetgemaakte kalf nie, maar 'n bokkie vir my te gee en te sê, "Haai my seun, weet jy, ek is so dankbaar vir jou. Vat die bokkie en slag hom en nooi jou vriende saam en dan kom hou julle 'n bietjie fees want ek is so bly oor jou wat hier is." Maar ergens mis hy die punt. En dis wat die pa vir hom uitwys as hy hom antwoord. Hy sê vir hom, my seun, my kind, vers 31, jy is altyd by my. My vreugde is jou vreugde. Hy sê, is altyd by my. Alles wat myne is joune. Ons moet fees vier en bly wees, want jou broer was dood en hy het lewendig geword. Hy was verlore en hy is weer gevind. Die punt wat die pa maak is, my kind, ek het die helfte van die erfporsie afgesny en vir jou broer gegee. Dit wat oorgebly is alles joune. Die hele koninkryk is joune, jy het dit ontvang. Al die gawes behoort aan jou. Alles wat hier is, wat jy nodig het, is joune. As jy 'n bokkie wil slag, dis jou bokkie, slag die bok. As jy die vetgemaakte kalf wil slag vir jou vriende, dit is joune, slag hom. Maar ons twee, wat hierdie vreugde van mekaar se nabyheid, die vreugde van ons
ons gemeensaamheid, van ons gedeelde belange, ons gedeelde lewe, wat dit nog al die jare het, moet opgewonde wees, want jou broer het dit nie gehad nie. Jou broer was verlore, hy was weg, hy was geestelik dood, maar hy het teruggekom. En daarom moet ons fees vier. En wanneer Jesus hierdie verhaal vertel, dan is elkeen van ons, is ergens een van die twee broers. Ek is of die oudste broer, wat kan kies, of gaan ek Ditmond wees, omdat God iemand anders te seën, omdat God iemand anders ter oor besorg is, omdat God ander mense intrek, omdat daar mense inkom wat sondaars is, mense wat verlore is, of ek gaan saam fees vier, ek gaan saam bly wees, want God is bly. En ek is bly saam met my broer of my suster wat verlore was, wat by God uitgekom het. Deur God se onverklaarbare genade is ek en jy ook gered, want ek en jy was op 'n stadium ook daai verlore kind. Ons was op 'n stadium ook weg. Ons was op 'n stadium ook ver van God af. Maar deur God se onbegryplike genade het hy op 'n plek ernster, het die Gees aan ons deur kom klop. Het iemand dalk die evangelie met jou gedeel? Dalk was dit jou ouers, in my geval was dit my ouers gewees wat dit met my gedeel het. Maar ernster het ek en jy die geleentheid gehad om te sê, ja Here, ek begryp u groot liefde, u ongenade, u ontferming vir my. En as jy hierdie boodskap in die verlede gemis het, dan wil God dit vandag weer vir jou sê. Ek het jou oneindig lief. Jy is so kosbaar, dat ek myself opgeoffer het aan 'n kruis, om die prys te betaal vir jou. Dis hoe kosbaar, spesiaal jy is. En al wat jy moet doen, is om soos hierdie seun te kom en te sê, Here, ek het teen u gesondig, en ek het ver van u af beweeg. Maar ek kom vandag en vra, vergewe my. Vergewe my. Ek wil die kind wees. Herstel my. Ek wil die kind wees. En dan kom God, en hy gee vir jou die kleed, die stola, die talit. Hy herstel jou geestelik voor hom, dat jy in sy teenwoordigheid mag wees. Hy kom en hy sit 'n ring aan jou vinger, hy sê, jy's my kind. Jy het die autoriteit daarvan om my kind te kan wees. Hy trek vir jou skoene aan jou voete en hy sê, jy's vrygemaak. Jy behoort aan my. En die engele in die hemel juig. En kinders van God juig saam. Want iemand wat verlore was, is gevind. Iemand wat dood was, het die lewe teruggekry. En ek en jy kan vandag net kom, as ons dit reeds ontvang het, en sê, dankie Here, dankie vir u groot genade, dankie vir die groot liefde, vir u groot ontferming, dankie Here, dat u vir my raak gesien het, dat u my geroep het, en dat ek die stem kon hoor, en dankie dat ek u kind mag wees, dankie vir die vreugde, om in u koninkryk alles te kan deel, en in hierdie tyd waar ons besig is, om onsself voor te berei om Goeie Vrydag en Paasondag te kom vier, is ons besig om elke dag weer iets nuuts te verstaan van God se onverklaarbare, onverstaanbare groot genade en liefde vir sondaar mense, en ook vir ons wat as sy kinders baie keer weer in sonde gaan val, dat hy nie opgee nie, maar dat hy sy gees stuur en vir jou en my kom sê, kom maak reg, word herstel. Want God het alles gedoen moontlik. Toe hy sy brief afgelewer het, op Goeie Vrydag,
En op Paasondag, toe hy gesê het, alles is genade, en dis hoe groot my liefde vir jou is, en vir die wêreld is. Ons was dood, maar ons lewe. Ons was verlore, maar ons is gevind. En mag ons leef uit die vreugde van dit. Die vreugde daarvan, om te weet, maar dis ook ek. Dis ook ek. Kom ons bid saam. Vader, hoe onbeskryflik groot is u genade, dat u vir ons raak gesien het, dat u vir ons by die naam geroep het. En Here, ek wil vanmôre kom vra, dat elkeen van ons wat hier is, dat u in ons harte 'n nuwe vuur sal aansteek van vreugde. Vreugde in die eerste plek oor myself wat gevind is. Vreugde oor my broers en my susters hier rondom my wat gevind is. Dalk my kinders, my ouers, dalk 'n kleinkind of kleinkinders, dalk my bure, dalk die persoon wat vir my werk, dalk 'n kollega. Maar dankie Here vir elke enkele mens op hierdie aarde wat die goeie boodskap van Jesus Christus se verlossing gehoor het en wat geantwoord het en gesê het, Vader, ek het teen u gesondig, vergewe my, maak my u kind, want ek wil u dien met my hele lewe. En Here, elke enkele een wat dit gesê het u herstel, teruggebring in u teenwoordigheid, hulle geestelike posisie herstel, ons autoriteit vir ons teruggegee, as kinders van die lewende Here, ons vrygemaak, sodat ons nie meer slawe van sonde en dood is nie, maar vrygemaak om God met volheid te kan dien, in alles wat ons doen. Here, u ken ons elkeen, en ek bid, Vader, dat u elkeen van ons sal vat, en sal vul met vreugde. En as daar dalk iemand is wat vandag dit gebid het, wat vandag gesê het, Here, vergewe my, Here, dan kom vier ons fees vandag. Want in die hemel is daar 'n fees aan die gang, oor elke sondaar wat hom of haar bekeer, wat God se stem gehoor het. God se genade het hulle oorgolf, oorspoel, en hulle het geantwoord en gesê, ja Here, ek glo. Vader, help vir ons, om hierdie boodskap nie maar net as vanselfsprekend te aanvaar in ons lewens nie, maar om dit met opgewondenheid te deel met mense rondom ons. Sodat hulle wat verlore is, by u kan uitkom. Dat hulle posisie voor u herstel kan word. En dat hulle die nuwe lewe kan deel. Ons dankie, ons eer u Vader. Want Here, u genade is nog steeds vir ons onverklaarbaar. Dit is net te groot. Maar al wat ons kan sê is, dankie Here. Dankie vir die groot, groot genade. Word verheerlik in ons lewens. Amen. Ons sluit af met die pragtige lied Amazing Grace. Kom ons staan op ook as ons dit saam sing. Amazing grace, how sweet the sound that saved
once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Lord has promised good to me. His word my hope secures. He wore my shield and cautioned me as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbear to shine. But God who called us here below will be forever mine, will be forever mine. You are forever mine. Mag hierdie wonderbare, genadige, liefdevolle, grote God vir elkeen van ons seën met 'n oorvloed van sy genade wat reeds beskikbaar is en wat ons elke dag nuut ontdek. Mag hy jou seën met sy liefde wat beteken het dat hy homself opgeoffer het aan 'n kruis. En mag hy jou seën met die teenwoordigheid van sy Gees wat by jou is en wat jou nooit ooit alleen sal los nie. Amen.